Goeiemôre, my naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons 'n bietjie praat oor duiseligheid, vertigo, balansprobleme en wat jy kan doen om te probeer uitvind waar lê die probleem. Want dit is baie keer wat mense mee sukkel, veral as hulle ouer word, as hulle sukkel met hierdie laaggraadse op eiers loop, ek is 'n bietjie onstabiel, ek sukkel bietjie met my balans, party dae het ek bietjie duiseligheid, jy kan selfs dubbelvisie kry. Wat gaan aan, hoekom gebeur dit en wat kan jy doen so by die huis om so half 'n idee te kry van waartoe moet ek gaan? Moet ek na die oogspesialis toe gaan, na die oor, neus en keel spesialis, na die fisioterapeut toe, na die oogkundige toe? Waar lê die probleem? En dit is ongelukkig die groot probleem met hierdie tipe goed. Daar's nie net een professie wat vir jou al die inligting kan gee nie. So, welkom in ons praktyk, ja, en welkom by my YouTube kanaal, en vandag praat ons dan oor daai 4 oogtoetse wat ons doen in die praktyk, op ons pasiënte wat sukkel met die tipe probleme. Nou, kom ek val sommer reguit by die deur in, met toets nommer 1, en ons noem die eerste toets die dinamiese oogtoets, Dynamic Eye Test, en hierdie toets word tradisioneel gedoen op pasiënte wat sukkel met duiseligheid, balans, vertigo, om te kyk of hulle 'n vestibulêre probleem het. Nou, wat is 'n vestibulêre probleem? Dit is baie eenvoudig dat hierdie ore van jou is nie daar om te hoor nie, hulle is ook daar om vir jou 'n idee te gee van wat gaan aan met jou kop en jou oë en alles so half mooi gelyk te hou dat die goed nie op en af gaan nie. So in jou ore het jy 2 gimbals, jy het hierdie klomp oorkanaaltjies, en jy kan maar daarvan gaan uitvind self, maar hierdie oorkanale met hierdie balletjies, né, dit beheer jou oë dat jou visie net so half lekker gelyk kan kyk. Dat as jy loop en spring, dat alles nie op en af hoef te hop nie. En dit is iets soortgelyk, ek sê vir pasiënte, soos 'n gimbal. Een van daai goed wat jy jou selfone insit en dan al die beweging so half net minder maak, al die skud minder maak. So die dinamiese oogtoets is primêr daar, die tradisionele ene, om te kyk of hierdie ore van jou en hierdie gimbals van jou, die kanale en die balletjies alles lekker werk. So wat behels dit? Eenvoudig, druk vir jou so 'n leeskaart uit, 'n oogtoetskaart, swart letters op 'n wit kaart, plak hom sommer op die TV, staan so 3-4 meter terug, en dan, terwyl jy nou stil staan, jou kop stil hou, kyk na die kleinste ry lettertjies wat jy kan sien. En terwyl jy daarna kyk, al wat jy nou doen is basies bly vir hom kyk, so geen kopbeweging nie, ons noem dit statiese visie, en nou al wat jy doen is, jy maak so. En terwyl jy vir daai letters kyk, is die letters nog steeds so duidelik as voorheen. Nou, as dit nie is nie, as jy so half daar gekryk het, ek kan nou sien tot by die kleinste ry lettertjies daar of nommertjies daar, en jy doen daai toets en daai ry nommertjies of lettertjies wat jy nou kon sien, sonder enige kopbeweging raak onduidelik, dan het jy heel waarskynlik 'n vestibulêre probleem. Dit is toets nommer 1. Baie eenvoudig, so ek sê, en as daar enige pyn of ongerief is, stop onmiddellik. Dit is belangrik dat 'n mens besef, hierdie is meer screening toetse, dit gaan vir jou 'n idee gee van waar is die probleem. Nou, toets nommer 2 gebruik ons dieselfde ding, ons noem dit ook die dinamiese oogtoets, maar ons noem dit die dinamiese oogtoets met 'n koptilt, so die dinamiese koptilt oogtoets, dis wat ons hom noem in die praktyk, en dit sê vir jou al klaar, so weer eens, jy gaan soek daai kleinste ry lettertjies of nommers, so ek sê, maak seker, weet, ons vind die TV is makliker as hy af is, dis 'n lekker kontras daar, so die swart TV met die wit stuk papier, staan terug, bly terug daai 3-4 meter, en terwyl jy vir die kleinste ry letters of nommers kyk, al wat jy doen is, nou maak jy so. In plaas van kante toe, nou maak jy so, jy bly vir daai ry nommers of letters kyk, en jy tilt jou kop
af en jy tilt jou kop op. Die dinamiese koptilt oogtoets. Nou as daai ry lettertjies of nommertjies enigsins onduidelik word of dubbel word, en ons het al baie pasiënte gesien wat die inloop met sulke koptilte, dis al wat hulle probeer doen om te sien, dan wil ek nou vir jou sê, jy het heel waarskynlik meer van 'n binokulêre visieprobleem as 'n suiwer vestibulêre probleem. So hierdie toets is nogal 'n baie fyn toets, hoor, en ek weet nie van veel ouens wat dit doen nie, maar ons doen dit elke dag in die praktyk, baie eenvoudig om vir pasiënte te wys. En hoekom is dit so, in my opinie, so 'n goeie toets? Want as jy vir 'n lei letters kyk en jy tilt jou kop op en af, dan is dit nie net die vestibulêre stelsel wat jy nou so half moet in werking kry nie, maar jy moet ook daai twee oë, presies, terwyl jy jou kop op en af tilt, jy moet daai twee oogies van jou moet presies bly op daai selfde plek, en om jou oë stabiel en stil te hou, terwyl jy jou kop op en af beweeg, is daar 'n klomp van hierdie vertikale oogspiere, die oogspiere wat jy laat opkyk en afkyk. Daai goed moet nou werk, want jou kop tilt, so nou sit so half daai goed moet stil staan, jy kyk vir daai selfde teiken, en nou tilt jy jou kop op en af, en hierdie toets kan baie sensitief wees om enige van die vertikale forias op te tel. So as jou twee oë nie presies op dieselfde vlak kyk nie, of hulle is bietjie so, as jy daai toets doen, as daai twee oë van jou so half bietjie, of so is, en jy doen hierdie vertikale kopbeweging op en af, en dit raak dubbel, of dit raak dof, so ek sê, nou wil ek vir jou sê, jy het heel waarskynlik ergens 'n oogspier, 'n vertikale oogspier, of die superior of inferior rectus, of die obliques, een van daai oogspiere, of dalk twee, dit werk nie lekker nie. So, dis toets nommer 2, baie eenvoudig, jy bly vir daai kleinste ry lettertjies of nommers kyk, tilt jou kop op en af, en as daai ding nie duidelik bly, en doen dit rustig en stadig, jy hoef nie vinnig te wees nie, dis nie soos die vestibulêre toets wat jy moet 'n bietjie van 'n spoed moet hê nie, dan is dit daai twee toetse, die dinamiese oogtoets en die dinamiese koptilt oogtoets. Dit gaan al reeds vir jou 'n baie goeie aanduiding gee van wat gaan aan, is die probleem meer vestibulêr, of is dit meer binokulêr. Nou toets nommer 3, en ons gebruik wat ons noem 'n cover test. Ons gebruik soms so 'n bitkolletjie in die praktyk, maar hierdie toets noem ek nou die swartkol, the black dot cover test. So skryf jy 'n stuk skoon papier, maak 'n lekker swart kolie op die ding, so van omtrent 'n sentimeter deursnit. Weereens, haal die toetskaart af daar van jou TV, plak hierdie ene op daarso op jou TV met 'n bietjie prestiek, staan terug daai 3-4 meter, en terwyl jy nou so half op ooghoogte jou kop stil hou, kyk vir die swart kol, so daar's geen kopbeweging nou nie, en al wat jy nou doen is, nou maak jy net so. En as daai swart kol 'n bietjie links en regs beweeg, dan is dit doodnormaal. Maar as die swart kol enigsins op en af begin beweeg, of sy kant toe te beweeg, dan wil ek vir jou sê, jou twee oë punt nie op dieselfde vlak nie, want dit is mos nou half logies, né? As jou twee oë presies reguit kyk, dan behoort dit nie saak te maak watter oog ek toemaak nie, die teiken behoort stil te staan. So normaalweg, die oë het 'n klein bietjie grasie om so 'n bietjie links en regs, hy raak 'n bietjie moeg, normaal, so as jy reguit kyk, hy's miskien nie presies op die swart kol nie, maar as jy dit vinnig doen, dan gaan logika, as ek sê, dis half logies, daai ding behoort stil te staan, want albei kyk mos nou vir die swart kol op dieselfde oomblik in tyd. Maar as jou twee oë nou swaalf so is, en jy maak die een toe, dan kyk die ander oog, en lyk dit of die swart kol opgaan. En as ek nou die oog toemaak, dan gaan die swart kol af. Dan is jou twee oë nie meer op dieselfde horisontale vlak gefokus nie,
En dan moet die vertikale oogspiere begin daai beelde bymekaar bring. En jou vertikale vermoë om beelde saam te smelt is bitter min. En ons sien baie vinnig hoe pasiënte adaptasies doen, koptilte, so maak, jy weet, of hulle kry hoofpyne as hulle begin fokus, maar hierdie probleem is ongelukkig, jy kan dit omkry al sit jy stil, waar 'n vestibulêre probleem is oor die algemeen as jy beweeg en jou kop beweeg en jy stap, dis baie keer vestibulêr. Maar as jy stil sit en jy kyk net vir goed, jy beweeg nie veel jou kop nie, en dan begin jy allerhande snaakse gevoelens kry, dis baie meer binokulêr as sulks. En vir ons laaste toets noem ek dit die broktoutjie, brokstring, fusion toets, die brokstring samesmeltingstoets. So, hier's 'n toutjie, jy kan skoenveter vat, jy kan 'n stuk wol vat, en al wat jy doen met hierdie toutjie is jy hou hom onder jou neus en die ander kant oor jou duim en jy hou dit presies in die middel, so half 'n bietjie hoër as oogvlak. Nou terwyl jy vir jou duim kyk, die eerste ding wat jy wil sien is, sien jy twee toue wat by jou duim ontmoet. Nou as jy twee toue sien wat by jou duim ontmoet, dan beteken dit eenvoudig dat al twee die oë kan konvergeer, so motories, die oogspiere is sterk genoeg om in te kom, en sensories, daai inligting gaan deur. So ons doen nie hierdie penne en sulke tipe goed nie, daai goed werk glad nie. Ons gebruik die brokstring. So wat ons hier wil uitvind is 1, kan jy konvergeer? So nou hou jy die ding daar op armlengte en dan rol jy maar net jou duim bietjie nader en uiteindelik kom jy tot hierso en jy kan selfs dalk miskien so iets doen en kyk of jy kan al twee kante sien van jou neus. So die eerste ding is, kan jy konvergeer? Want dit sien ons ook algemeen in die praktyk. Mense wat glad nie eers kan konvergeer nie. En jy sal sien daar's 'n klomp video's op my YouTube kanaal oor konvergensieprobleme by pasiënte, want dit is bitterlik belangrik om te kan konvergeer as jy ouer word, want jou oë moet naby kyk en dis wat baie mense doen. Hulle kyk baie meer naby as ooit van tevore. Dis 'n gebrei, gelees, 'n gehikkel, selfoon, so jy moet kan konvergeer. En dan die tweede gedeelte van die toets wat ons wil sien is, as jy nou so half vir jou duim kyk, sien jy net een toutjie of sien jy twee toutjies? Nou partykeer wat gebeur is, lyk alles normaal. Alles lyk normaal, alles gaan goed, maar daai twee oë werk nie saam as 'n spannetjie nie. So die een oog werk of die ander oog werk, jy het nie enige binokulêre probleme wat jy so half opgetel het met die kop tilt nie, die vestibulêre stelsel werk als, maar partykeer sien ons die snaakste ding, is dat as die mense die toets doen, dan sien net een toutjie. So, partykeer wat gebeur is, en wat beteken as jy net een toutjie sien? Dit beteken baie eenvoudig, net een oog is aangeskakel sensories. So, jy moet twee toutjies sien wat by jou duim ontmoet, en dan vat jou brein daai twee individuele oogbeelde, en hy moet daai twee kan saamsmelt in jou brein. Nou, as jou brein nie op hierdie manier kan sien dat daar twee toutjies is wat een word nie, want hier leer ons die brein nou twee dinge. Ons leer die brein 1, wat is normale dubbelvisie, en 2, wat is abnormale dubbelvisie. So hier waar jy twee toutjies sien in die begin, dis normale dubbelvisie. En daar waar jy vir jou duim kyk en hy word 1, dis als normaal. So jou hele wêreld is dubbel 99% van die tyd, eintlik is dubbel 100% van die tyd, behalwe die ding waarna jy kyk. So dis net daai een ding waarna jy kyk, wat ooit enkel is. So hierdie toets gebruik ons om te kyk of die pasiënt dan daai twee beelde kan saamsmelt in hulle brein, want partykeer is daar ander probleme ook wat veroorsaak dat die brein nie daai twee beelde kan saamsmelt nie, of hulle is nie presies, het gealigned nie, van die oogspiere is nie lekker nie, maar hierdie is die 4 toetse wat jy kan gebruik om te kyk wat gaan met jou aan as jy sukkel met enige van hierdie baie keer kom en gaan, onverklaarbare duiseligheid, balans, ek voel nie lekker nie, loop op eiers, dan is dit dubbel, dan is dit nie dubbel nie, want die goed kom en gaan, en dit kan regtig
as ek terugdink aan myself, dat ek 'n retinale loslating gehad het en daarna hard geval het, dieselfde probleme ontwikkel het, dit kan van jou lewe 'n nag maak, absoluut terrible, en jy voel net, dis nie lekker nie, want iets is net nie lekker nie. So, hierdie toetse kan jy gebruik om vir jou 'n idee te gee wat gaan aan, en dan, so ek sê, gaan soek na vir jou 'n goeie oor, neus en keel spesialis, maak seker daar's niks ernstig fout nie. Baie keer, en ons gaan nie daaroor praat vandag nie, baie keer is dit net miskien medikasie of iets wat jy doen, stres speel 'n rol, al sulke tipe dingetjies, maar gaan kyk bietjie daarna en gaan doen dan die dinamiese oogtoets, die dinamiese koptilt oogtoets, die swart kol cover test, en dan heel laaste die Brock-String fusion of samesmelting toets. En as jy enige hulp nodig het, laat ons weet, ons is hier in Somerset Wes, en baie dankie indien jy tot nou toe gekyk het, ons waardeer dit, en lekker dag verder.